Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dis April maand, dis Paasfeestyd. Ek dink ons almal is opgewonde, ek is opgewonde. Paasfeestyd is seker een van ons gunsteling, die gunsteling tyd van die Christen se lewe, waar ons herdenk wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou ons het so 2 weke voor Paasfees, ek gaan fokus op woorde van die kruis, of woorde by die kruis. Nou dis nie net Jesus se woorde nie, Jesus het so 7 sinne gehad, wat ons al oor gepreek en praat het, ek gaan oor al die woorde praat. Jesus sin, die leiers sin, mense om hom, die soldate, die gevangenes langs hom, al die mense om die kruis, gaan ek so bietjie oor praat, net om jou en my hart voor te berei vir Goeie Vrydag. En 'n dieper boodskap dalk in ons harte kry van wat het Jesus regtig vir ons gedoen. Daar op Goeie Vrydag. Kom ons begin. Lukas 23 vers 34, een van die eerste woorde. Hy sê, daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Ek en jy is geneig om hierdie woorde te vat en te sê, dis wat Jesus aan daai mense gesê het, 2000 jaar terug, toe hulle hom gekruisig het, en is waar. Maar kom ek help jou en ek sê vir jou, dis wat Jesus vir alle mense sê. Wat ek bedoel is die volgende, niemand verstaan eintlik regtig wat hulle doen nie. Jy sien, dis sonde. As jy 'n kind vra, ek love my kinders, as ek hulle uitvang of ek trap hulle uit of iets en ek vra, hoekom het jy dit gedoen? Daai dom uitdruk, ek weet nie, ek het het net gedoen. Kom aan mens, hoekom het jy sonde gedoen? Kan ek jou help? Jy sal nooit weet nie. Jy sal nooit weet nie. Hoekom het jy die mense vir wie jy die liefste is in hierdie lewe, hoekom het jy hulle seer gemaak? Jy sal nooit weet nie. Hoekom het jy jouself te nagekom? Jy weet is dom, jy weet is verkeerd, jy weet is stupid. Jy het het nog steeds gedoen. Jy sien, dis sonde. Wat ek vir jou probeer sê is, geen mens sal ooit die diepte van sonde verstaan nie. En dis wat Jesus sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Adam en Eva, sonde begin, nee, ons almal ken die storie, nee, tuin van die Here, moenie van die vrug eet nie, vrou kom en eet van die vrug, man kom langs haar arm en eet saam van die vrug, die gevolge, dood van hulle eie kind, mense, nee, Kain se Abel dood van hulle eie kind as gevolg van dit, naaktheid, al die goed wat gebeur, die gevolg van sonde, het hulle dit geweet die dag toe hulle dit gedoen het? Nee. Het hulle die gevolge verstaan? Nee. Hulle sê, sonde sal jou altyd verder vat as wat jy wil gaan, dieper vat as wat jy wil gaan, langer aanhou as wat jy wou beplan het. Mens, almal van ons is dwaas as dit kom by sonde. En wat ek vir jou probeer sê is, die Godheid, Jesus, die Vader, die Heilige Gees sê, ons vergewe julle, want julle weet nie wat julle doen nie. Kan ek jou vandag sê, as jy sukkel met vergifnis, Jesus sê, ek vergewe jou, want eintlik het jy nooit rarig geweet wat jy doen nie. Jy pynig jouself oor sonde, jy slaan jouself oor iets wat jy al verkeerd, of klomp goed wat jy verkeerd gedoen, en jy sê, hoe kon ek so dom en stupid wees? Jesus sê, jy weet nie wat jy gedoen het nie. Daarom vergewe God ons, want ons weet nie, die diepte, die erg, die stupid, die dom, ons weet nie die sondige natuur, hoekom ons het gedoen het nie. Deur Jesus se liefde is daar vir jou genade. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, dis nie 'n verskoning nie, en dit maak ons nie, ek kan maar sonde doen, want eintlik verstaan ek nie sonde, en hoe diep het is, en erg het is, of niks nie. Al wat dit sê is, die Godheid het genade vir ons swakheid. Ek dink aan Psalm wat sê, hy weet dat ons net vlees is. Here, almal het gesondig, alle mense sondig, en die eintlike antwoord is, en ons verstaan nie hoe groot is die impak, hoe diep is dit, hoe seer is dit, ons verstaan nie, ekskuus tog,
wat ons gedoen het nie. So Vader, dankie vir u vergifnis, dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Elke persoon nou kan vergewe wees deur u liefde, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.